Geliefdes, in die vorige oordenking het ons let op Psalm 11. Laat ons gehoor hoe die goddelose teenoor die regverdige gestel word. Regverdig is die wat kind van God is, want dit dus vrygespreek is, verloste is. En daar word hulle teenoor mekaar gestel, en ons hoor hoe Dawid verduidelik dat die goddelose maak nie wat hulle wil. Maar die Here is regverdig, hy sien nie die sonde oor nie, en te midde van daardie dinge skuil ons by die Here. En in die oordenking gaan ons dan nou vra, as al die fundamente omgegooi word soos Psalm 11 dan vra, wat sal die regverdige doen? Dan kan ons ook hier vra, hoe sal ons dan verder optree in lewe? En dan hoor ons, in die katekismes, word die Onse Vader vir ons dan verduidelik, en dan word vir ons dan ook 'n indeling gedoen van Onse Vader. Daar is 6 bedes, het hulle dit so inverdeel. En ons bid mos, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. So begin ons, en daardie woorde, laat die naam geheilig word, noem ons die eerste bede. Nou hoe? As goddelose teenoor regverdiges teenoor mekaar staan, ons lewe in 'n wêreld met die goddelose, en ons worstel nog met die sonde, hoe sal ons optree? Ons bid, laat die naam geheilig word, en wat beteken dit? Nou in 1 Samuel 12 word daar vir ons verduidelik oor die berou wat Dawid dan gekry het oor sy sonde, oor sy optrede, die feit dat hy oorspel gepleeg het met Batseba, en dat hy haar man Uria doodgemaak het. Hy het hom vermoor, die gebod van die Here oortree. En Nathan kom na hom toe, en hy praat met hom oor die ding, en hy spreek hom aan. En dan hoor ons in vers 14 van 1 Samuel 12, die volgende woorde, wat die Here dan vir hom dan ook sê, die Heer, die profeet. Maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. So dit is wat dit ook dan beteken wanneer ons bid, laat die naam geheilig word. Daar staan hierdie woorde, as ons bid, laat die naam geheilig word, die katekismes gee die antwoord. Dit is, gee ons ten eerste dat ons die reg ken, en nie in al die werke waarin die almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid helder skyn, mag heilig, roem en prys. Dan ook dat ons hele lewe, ons gedagtes, woorde en werke, so mag skik en rig dat u naam om ons ontwil nie gelaster nie, maar geëer en geprys mag word. In die wêreld met die goddelose, en dit het vir alle gelowiges van alle tye geld, en geld ook vir ons, moet ons so lewe dat die Here se naam nie gelaster word nie. Nie hoor ons hoe Dawid dan gesondig het, en dat sy vyande die Here se naam gelaster het, as gevolg van sy optrede, as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Hoe lewe ons? Ons as gelowiges moet onthou dat ons geloof nie net beperk is tot ons persoonlike verhouding met die Here daar by die huis nie, daar in die kamer nie. Ook nie in ons gesin is dit toegesluit en opgesluit nie. Maar dit gaan verder, dit vloei voort, ook daar by die werk, by die skool, in die gemeenskap. Ja, en slegs is dit ook nie net by die kerk beperk nie, maar ook in allerlei ander dinge wat ek doen, in kuns en in boerdery, en in sang of wat dit ook al mag wees wat ek beoefen, in wetenskap, daar moet ons eer aan die Here gee. Daar moet ons lewe, daar moet ons die lig van Christus laat uitstraal, en ons moet sout vir die aarde wees, ons moet liefde uitleef. Die Here het ons gered, hy is ons verlosser, en dan moet ons soos verlostes lewe. Ons kan nie sê ek is 'n Christen nie, te midde van die goddelose, en maak soos die goddelose. Ek moet anders lewe. Word ek oorweldig, en dan word die fundamente omgegooi, soos Psalm 11 gesê het. Nogtans moet ek nie so lewe, dat die Here se naam gelaster word nie. As hulle na my kyk, of na jou kyk, of na ander mense kyk, en dan sê, hierdie mense is anders, is anders. Daar's iets anders om hulle. Hoekom? Waarom? En dan bid God. Hulle glo in Christus. Hulle bely, hy is die koning en die Here en hulle verlosser. Ek wil ook so wees. Ek wil dit ook verstaan.
Uit vreugde, al beleef hulle moedeloosheid, al beleef hulle pyn en hartseer, al word hulle onderdruk en verwerp. Hulle is nog steeds bly, nog steeds vrede, want hulle is kinders van God in Christus. Ons weet, wanneer ons so optree dat die Here se naam gelaster word, dan optree ons ook die derde gebod. Maar Christus, die werking van die Gees, het ons harte kom verander. Hy het ons nuut gemaak. Daarom bely ons saam met Petrus dat hy die Christus is, die Seun van die lewende God. Die krag van die Gees. Kom ons lewe so, volgens die wil van die Here. Kom ons dra ons liefde uit vir God en ons naaste, sodat sy naam geëer word. Wie is anders as die wêreld om ons? Kom ons bid. Dankie Here dat U aan ons genade bewys het, gee dat ons optrede nie daartoe sal lei dat U naam gelaster word nie, maar dat ons lewe sal getuig van U verlossende genade, dat U ons lewens verander het. U is koning. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.